Nou, as jy vandag vir my vra, nou waar staan ons volgens die riglyne van die Bybel? Vandag, hier waar ek met jou praat, waar staan ons volgens die riglyne van die Bybel? Hoe naby is ons aan die Esegiel 38 oorlog? Spit jou ore. Luister baie mooi wat ek nou aan jou gaan verduidelik. Lees saam met my wat die Heilige Gees vanoggend op my hart kom lê het. Luister baie mooi, spit jou ore, jy moet afskakel, jy moet die handbriek optrek, jy moet jou foon afsit, jy moet luister wat ek nou vir jou gaan sê, want jy wil weet waar staan ons in hierdie lewe waar ons vandag is, volgens die riglyne van die Bybel, en hoe naby ons is aan die Esegiel 38 oorlog, en baie van julle gaan geskit wees, baie van julle gaan van vandag af julle oë op julle neus hou, julle gaan afkyk en skaam wees op die manier hoe julle praat en optree, en wie julle volg en na wie julle luister, en as jy wel die stem van die Heilige Gees kan hoor, is jy meer as welkom dit te gaan toets met die stem van die Heilige Gees, want ek sê vandag vir jou, ek glo dat hierdie woord van die Here afgekom het, en as jy iets anders as ek vandag ontvang, is dit een van twee dinge, of ek en jy luister nie na die regte stem nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie, so maklik soos dit, en ek vat natuurlik volle verantwoordelikheid vir die produk, wat ek vandag op hierdie tafel sit. Jakobus 3 sê die woord, nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sit. Ek is 100% seker, dit wat ek by die Here ontvang het, het ek getoets, seker gemaak om dit te doen, en as jy vandag hierdie boodskap luister, weet God se volle seën en vrug is daaroor. Ek vat volle verantwoordelikheid. Lees saam met my wat die Heilige Gees op my hart kom lê het. Spit jou ore, mag toe jou oor, luister mooi. Openbaring 20, vers 1 tot 6, luister baie mooi. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sleutel van die onderaardstes diepte, en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp, en hom vir 1000 jaar vasgebind. Luister baie mooi, vir 1000 jaar. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit, en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei, voordat die 1000 jaar om is nie. Alright, luister baie mooi. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Toe het ek trone gesien, luister nou baie mooi, toe het ek trone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is. Nou sien dit vir jouself, toe het ek die trone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, so hulle koppe is afgekap, omdat hulle aan die getuienis van Jesus Christus en die woord van God vasgehou het. Alright, dis die rede hoekom hulle onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou. Luister baie mooi, spit jou ore. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Luister nou baie mooi, jy moet nou mooi kyk wie hierdie mense is. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. So wie is hulle? Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Alright, dit is wie hulle is. Wat het met hulle gebeur? Ek glo dat dit absoluut opregte Christene is, warm Christene, en omdat hulle verwerp het, omdat hulle die dier en die beeld nie wil aanbid het, en nie daai merk op die voorkop op die hand aanvaar het nie, was hulle koppe afgekap. Alright, so baie belangrik. So die kerke sal speel 'n partytjie hou en van ons geloof 'n grap maak in 'n speelplek tot op hierdie punt. Ek glo dit tot op hierdie punt. As ons hierdie T-aansluiting bereik, sal die kaf van die koring geskei word, en dit is waar die absolute skeiding gaan kom. Nou luister baie mooi. Hulle het lewend geword, die wie se koppe afgekap is. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. So wat gebeur? Hulle koppe word afgekap en dan gaan hulle saam met Christus vir 1000 jaar lank regeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseënd
en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Ek is jou luister baie mooi. Ons is nog nie daar nie, ons is nog nie by die merk van die dier nie, ons het nog nie die dier in die beeld aanbid en hulle het nog nie met 'n merk op die voorkop in die hand na jou toe gekom nie. Hoor jy wat ek vandag sê? Ons is glad, ons is nog nie daar nie. Dit moet nog kom. Alright, sit dit in jou agterkop. Kom ons lees verder. Julle wil ons weet, waar staan ons? Waar staan ons met die Esegiel 38 oorlog? Hoor die woord van die Here. Van daar af lees ons Openbaring 20 vers 7 en 10. Spit jou ore. Wanneer die 1000 jaar om is, dit is nou die verwysing na Openbaring 20 vers 1 tot 6, wanneer die 1000 jaar om is, die tye na die merk van die dier, baie belangrik, jy moet baie mooi luister wat ek vir jou verduidelik, wanneer die 1000 jaar om is, dis nou die verwysing na Openbaring 20 vers 1 tot 6, en die tye na die merk van die dier, alright, want dan is ons mos nou na dit, verstaan jy, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word, okay, so 1000 jaar, van daar af, van die merk van die dier af, wat mense se koppe afgekap word, omdat mense nie die merk op hulle voorkop op hulle hand wil gevat het nie. 1000 jaar daarna, 1000 jaar, wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Sien jy wat gebeur? Kyk dit in jou gees. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die 4 uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, verwysing na Esegiel 38 oorlog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Luister jy wat ek sê, luister jy wat ek lees, wat ek na die tafel toe bring. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges in die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Jy geluister wat ek vir jou sê? So ons is nog glad nie by die Esegiel 38 oorlog nie. Jou oë moet gefokus wees op God en op sy koninkryk. Jou visie, jou fokus moet op vas en gebed en Bybel lees wees, en jy moet na die omstandighede kyk wat rondom jou aangaan. Ja, ons sien die aanslagte van Hamas en van Iran op Israel, maar hier is alles net, hoe kan ek sê, beginstadiums, geboortepyne van dit wat gebou word vorentoe, wat al die haat en nyd en al die opstand gaan bring. Maar daar is ook baie water wat in die see moet inloop, voor ons by die Esegiel 38 oorlog kom. Daar waar die merk van die dier kom, wat mense verplig word om die dier te aanbid, die beeld en die merk op die voorkop te vat en op die hand, daar waar opregte Christus, laat ek vir jou sê, jy sal Christenskap speel en jy sal God met die mond aanbid en nie met die hart nie, tot daar sal die tyd van speel 'n partytjie hou in God se huis, of van God se huis 'n rowersnes, 'n staatstheater en 'n besigheid en 'n rowersnes maak, 'n staatstheater, 'n disco. Daai tyd sal alles, daar sal die tyd van speel ophou. Daar sal in my oor die teensluiting wees. Daar sal die kaf van die koning geskei word, want daai dag, as jy nie opreg is in jou gees en jou hart, gaan jy ook nie bereid wees om te sterf vir dit waarin jy glo nie. En jy gaan jou moontlik daai merk vat net om aan die lewe te bly. En dis hoekom die Here sê, die wat bereid is om hulle lewe af te lê, sal dit terugwen. En die wat nie bereid is, die wat hulle lewe wil behou, sal dit verloor. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, nee, die geesteswêreld is baie diep. En ons moet baie versigtig wees. Daar's baie mense wat praat, en ek sê nie hulle is nie lief vir die Here nie. Ek sê nie hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie. Maar jy moet baie seker wees en verantwoordelikheid vat vir die produk wat jy op die tafel sit, want terwyl jy goeters praat en aanjaag, verstaan jy, skep jy vrees en skep jy angs tussen mense en verlei jy mense, en baie mense wat al die druk en al die dinge nie kan hanteer nie. Dis mense wat opgee in die lewe en geloof verloor in die Here.
En dis hoekom ons moet verantwoordelikheid vat, soos ek ook, ek vat vandag verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sit, en net soos ek verantwoordelikheid moet vat, so moet jy ook verantwoordelikheid vat, wat in die naam van die Here wil praat en optree, en jy moet kan toets, jy moet kan seker maak, want God sê in sy woord, my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy kan nie net agter elke persoon hier agteraan hardloop nie, want die woord waarsku ons in Matteus 24:24, daar sal valse Christusse kom, selfs valse profete wat allerhande wonderwerke en tekens doen, wat selfs die uitverkorenes sal mislei. Maar hulle sal dit nie reg kry as jy na die stem van die Here luister nie. En ek wil vandag vir elkeen attent maak om regtig hard te werk aan jou verhouding met die Here, God se aangesig op te soek en na hom te luister, nie jou vertroue in ander mense te stel en in wapens en jou ore uit te leen aan enige persoon hier buite nie. Verstaan jy, hoe moet God vir jou opdrag gee? Hoe wil jy die Here ken? Hoe wil jy hom deel maak van jou lewe? Hoe moet die Here jou uitstuur of jou opdrag gee as jy self eers met die Here kan praat nie? En dit moet vir jou pas nie, dit moet vir jou 'n absolute knoop in die hart vanoggend wees. Of ek kan sê, ja, ek gaan alles los waarmee ek besig is, ek gaan die handbriek in my lewe optrek, en ek gaan die aangesig van God opsoek. Maar wie wat, jy is heel moontlik vandag mislei, en miskien kyk jy vandag op jou neus, miskien het ek vanoggend die mat onder jou voete uitgeruk, en jy het tot die besef gekom, ons het nog so 'n bietjie 'n pad om te stap hier buite, en ons moet oppas om allerhande gemoedere en waarsêery en doemprofesie kos te gee, en ons self te verlekker, wanneer Israel sy militêre basis, wapens, en hy skiet alles flenters, en mense verlore lewens, en duisende mense se bloed roep van die grond af na die Here. Jy kan jouself in jou hele lewe nooit ooit verlekker, as enige mens sy lewe verloor, of hy wit, bruin of swart is, of hy Jood is of nie Jood. Jy kan jouself nooit verlekker nie, maar wie wat, dan beklei die verkeerde vyand. Die ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Dis Satan in sy bose koninkryk. Ek sê altyd vir mense, bring vir my enige persoon wat volgens jou die koninkryk van God nie werd is nie. Hy kan wit, bruin of swart wees, hy kan 'n man, vrou of 'n kind wees, hy kan Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu, ag, hy kan enige taal praat, Duits, wat ook al. Ek sê vandag vir jou, as God vir my opdrag gee, om bevryding op daai persoon te doen, sal ons deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van hom, deur ons geloof in Jesus Christus, bevryding op daai persoon doen. En nie deur ons eie krag, maar deur die krag van die Heilige Gees sal daai persoon verlos en bevry word. God sal hom vul met sy Heilige Gees. God sal die woorde soos kool op sy lippe lê, en hy sal diensbaar en bruikbaar vir God wees, en elke knie sal buig, elke tong sal bely, en hy sal een van hulle wees wat 'n positiewe verskil maak hier buite. Maar omdat ons alles in vlees kyk en nie in gees, die slaap ons mense, en sit Satan ons almal oor aan, en al wat hy doen, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed te vernietig, en dis wat hy soek. Verstaan jy, hy hou daarvan as jy kan kies, hy hou daarvan as jy moord goedkeur en goed praat, en saam vervloek en skinder en sleg sê, dan speel jy 100% in sy kraal in. En ek wil vandag vir julle sê, ek sien hom vir wie en wat hy is, hoe hy geestelik aanval, en hoe hy vleeslik deur mense aanval, selfs deur regerings, konings, kabinette en regeringsleiers van lande, selfs van Israel. Jy kan glad nie die vrug van die Heilige Gees in daai mense se optrede sien nie. Jy kan nie die karaktereienskappe van ons broer en koning, verlosser en saligmaker, ons rolmodel Jesus Christus, en daai leierskap van daai mense raak sien nie. Waar kom vergifnis in? Verstaan jy, Matteus 6:14-15 sê die woord, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan jy my nie vergewe. Kan ek jou nie vergewe nie. Dis wat die woord sê. So op die einde van die dag, dit gaan nie oor wie Israel aangeval nie, dit gaan nie daaroor nie, ons almal weet wie hulle aangeval. Hulle moet op hulle knie val en sê, maar hoekom het God dit toegestaan en toegelaat? Maar weet jy wat, goed en sleg, God is totaal en al in beheer van alles, volgens Johannes 3:27 en Johannes 19:11, niemand sal iets op aarde kan doen, dit uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En dis hoekom die leierskap van Israel op hulle knie moet val en eerder vir God gaan vra, hoekom hy dit toegelaat? Maar jy sien, hulle kan dit nie doen nie, omdat hulle nie glo in die Messias, die seun, die enigste seun van God, Immanuel, God by ons nie. Hulle glo nie dat hy die Messias, die Christus is nie, die seun van God. En dit maak hulle outomaties dat hulle veroordeel is, en dis hoekom Satan geestelike regte is, en dis hoekom hy dit aanvra, en dis hoekom hoe meer hulle mense doodskiet, hoe meer hulle bomme laat val, hoe meer hulle kwaad vir geld en reg in eie hande vat. Weet jy wat, as jy dit omswaai en gees, hoe meer
hoe meer gee hulle vir Satan regte om hulle aan te val. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Jy weet wat nie, hulle dink hulle doen goed, maar eintlik doen hulle sleg, want hoe meer mense hulle doodmaak, hoe meer plek hulle flenter skiet, en ongemak en seer en pyn hulle veroorsaak, hoe meer bring hulle dit oor homself. Want al wat Satan doen, hy loop in die troonkamer in en hy eis regte op om Israel te verwoes en te vernietig. En kom ek vertel jou iets, is net God en God se genade alleen wat juist toelaat dat dit nie gebeur nie. Want dit gaan oor die eer van God, dit gaan oor die eer van sy naam. En hierdie is 'n saak tussen God en Israel. Nou kom ek vertel julle iets, hier waar ek vandag met julle praat. Daar's een persoon wat met wysheid, insig, kennis en krag praat in Israel nie. Jy kan nie hoor dat hulle praat met die hart van Jesus Christus, wat die vrug van die Heilige Gees dra, wat die woord spreek, wat van God, van sy koninkryk afkom. Jy sien dit nie. Almal verlekker hulle net in die oorlog en die oorlog en die een wat hier doodgaan en die ene wat verloor, die ene val weer die een. Almal, dit is asof almal dit goedkeur en goed praat, terwyl hulle almal op die einde van die dag aan die verkeerde kant van die draad staan. En hulle verstaan nie God se hart, hulle verstaan nie wat deur God se oë, as jy deur God se oë kyk, waaroor alles gaan nie. En ek wil vandag vir julle sê, dat ons Christene sal moet oppak, ons sal ons handbriek moet optrek, en ons sal moet begin bid, die rook uit die aardbol uitbid, en begin terugbeweeg na die Here toe. En daar waar ons na onsself kyk, outomaties ook bid, vir elke siel in die Midde-Ooste. En ek kan vandag vir jou sê, almal van hulle skuldig, en ek dink julle kan vandag agterkom, waar ek heen gaan, waar ek op pad is. Maar jy weet die woord sê, dit is baie belangrik dat ons die een liggaam van Christus sal verstaan, en die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook in die neus, as een dit lei ons almal saam. En kom ek vertel julle iets, hier's baie Christene in Suid-Afrika, en so is daar ook baie Christene reg oor die Midde-Ooste, selfs in Israel en Jerusalem, is daar Christene, opregte Christene, mense wat glo in Jesus Christus, wat hom aanbid en dien, en wat tans hier waar ek met jou praat op hulle knieë, wat hulle roep na God, vir sy bonatuurlike intrede in daai land, in Jerusalem en Israel. En so kry jy Christene in elke dorp, elke stad, elke provinsie, elke land, reg oor die wêreld. En dit is ons, die opregte Christene, die warm Christene, wat hierdie wêreld aan die gang hou, wat Israel lewendig hou, wat Jerusalem lewendig hou, wat Suid-Afrika lewendig hou, wat elke dorp en stad, provinsie en land in hierdie wêreld lewendig hou. Want as ons uit die prentjie uitgeneem word, gaan Satan full house kom en hy sal verwoes en vernietig. Op die einde van die dag sal hy triomfeer, en hy is daar om van God 'n bespotting te maak, 'n grap. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons kruise sal dra, en die woord sal spreek, nie lui sal wees nie, maar ons Bybel sal lees en sal bid, sal intree vir mekaar. Maar dit wat die woord sê, God sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Vir Abraham het hy gesê, is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daardie dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie. En dit hoekom my gebed aan die Here is, dat hy sy engele sal uitstuur as dit sy wil is, na Israel toe, na Jerusalem toe, na die hele Midde-Ooste toe, elke dorp, elke stad, elke provinsie, elke land, selfs in Oekraïne, in Rusland, Amerika, Engeland, oral, Suid-Afrika, oral, elke dorp, provinsie en land, en 'n stad. En daar waar die Here sy engele uitstuur, en hy sien sy 10 regverdiges binne daai dorp of daai stad, staan ons op die beloftes van die woord, want jy sien, ons is die wagte op die muur, en ons sien die rooi ligte, ons sien die gevare, ons herinner God op 'n daaglikse basis aan al sy beloftes. Dan sal ons ook in hierdie geval vir die Here pleit, staan op sy beloftes, hy sal nie daai land, hy sal nie daai dorp, hy sal nie daai provinsie, hy sal nie daai stad vernietig nie. Dis tyd dat ons kruise optel. As jy nie jou kruis dra nie, sal hy einste kruis jou absoluut verpletter. En dis tyd dat ons begin sterk staan en opstaan en begin God se aangesig soek. Dit is nie 'n kuns om na jouself te luister, dit is nie 'n kuns om na ander mense te luister, dit is 'n kuns om na die stem van die Heilige Gees te luister. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, en jy wat 'n geestelike leier is nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te tree. Weet jy wat is 'n kuns? Is 'n kuns om die opdrag van God af te kry, dit te toets, seker te maak het kom van die Here af, en dan die woord te spreek en op te tree, en verantwoordelikheid te vat,
Want jy kan nie 10 tree op die water wil hardloop en dan besef jy is verkeerd en dan wil terug hardloop boot toe nie, want dan gaan jy sink, jy gaan verdrink. En dit is baie belangrik dat ons sal begin seker maak en nie die Here se naam in oneer bring nie. Die pot is vuurwarm hier buite en Satan kom met alles wat hy kan om te verwoes en te vernietig. En dis hier waar ons nou moet sterker staan as ooit. Bid vir mekaar. Dis wat Efesiërs 6:18 sê, ons moet bid vir die gelowiges, ons moet bid vir mekaar, ons moet bid vir ons medebroers en susters. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, bly bid. En vra vir die Here om jou te versterk met onderskeiding van gees, dat hy jou sal seën met wysheid, insig, kennis en krag. En dat jy die woord sal spreek soos jy dit van die Here af kry. Dit sal seker maak, dit sal toets voor jy uit die boot uit klim. Want op die ou vandag as jy in die naam van die Here praat en optree en God het jou nie opdrag gegee nie, klaar Satan jou aan vir ongehoorsaamheid en jy is heel moontlik 'n valse profeet as jy jouself opgeroep het en God het jou nie opgeroep nie. Baie mense soek hulle saligheid in die woord van God. Verstaan my punt baie mooi. Die Bybel is daar, yes. Dit is ons lamp vir ons voete, die lig vir ons pad. Maar die woord sê ook my skape sal die herder se stem kan hoor. En dit is baie belangrik dat jy die woord met die stem sal toets. Geen profesie kan reg uitgeleef word sonder die stem van die Heilige Gees nie. En dis hoe ek vandag vir jou sê, jy moet weet waarvan jy praat. Jy moet geestelik en vleeslik kan kyk na hierdie wêreld en onpartydig staan en deur God se oë na hierdie wêreld kyk en net bly bid, net bly bid. Dis nie vir ons om God voor te sê aan te jaag of ons wil op God af te dwing nie. Dis nie vir ons om God en Messias te speel nie. Ons kan net op die fondamente bou wat Jesus Christus vir ons uitgelê het. Ons kan op die fondamente bou wat hy vir ons uitgelê het en op die spore trap wat hy vir ons gewys het om te trap, die rigting te loop, die pad te stap saam met hom. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, bly gefokus, hou jou voet op die grond, wees nederig en sagmoedig en toets alles met die woord, toets die woord met die woord. Maak nie saak wat hierdie profeet en daai apostel en daai evangelis en daai leraar en daai dominee en daai pastoors, toets alles met die woord. Toets dit met die stem van die Heilige Gees. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy wil nie mislei word. Die Satan is 'n naaper van die Heilige Gees en hy kom om baie mense oor aan te sit en te mislei en te verlei en jou tot 'n val en 'n gat in te trek. Hy span soveel toue hier buite en jy moet baie waaksaam en wakker wees. Onthou, as jy 'n kind van die Here is, opregte warm kind van God, dan kyk jy deur God se oë en besef en weet dat ons is net kuiergaste, net ligdraers, kuiergaste, vreemdelinge in hierdie wêreld. Verstaan jy, God se koninkryk het absoluut niks met oorlog, moord en dood te doen nie. Alright, die ware vyand is Satan en sy bose koninkryk. Onthou dit altyd in jou lewe.